Welkom terug by die groot ontbyt en ons is in die kombuis saam met chef Renate Verberg Lord. Goeiemôre. Goeiemôre, baie dankie dat ek hier kan wees. Baie lekker om julle te hê. Ons is gepoinsettia hier agter sien ek. Ja, dit lyk Omtrent ek het so rooi soos die are op my oë. Maar nou ja, vanmôre gaan ons praat oor deeg. Ons gaan praat oor brosdeeg. Broskors of 'n bros? Broskorsdeeg. So dit almal koop altyd dit, maar dit is eintlik so 'n maklike ding om te maak. Jy moet net jou verhoudings van jou vet en van jou meel verstaan. Vet. Sê dit alweer elke keer as ek hier is. Maar daar by my huis, die mense by wie ek bly. Ja. Hulle koop hierdie premix goed, nee. Hulle doen of alles van muffins tot wafeltjies tot koekmix. Dis hulle is maar lui daar by my huis. 'n bietjie vingertrek ook. Kan 'n mens, hoe maklik is dit nou regtig om 'n broskorsdeeg te maak? Maar jy gaan nou vandag uitvind hoe maklik dit is. Dit is eintlik een van die maklikste goeders om te maak. Dit vat net baie geduld. Jy sien. Daar is 'n bietjie soos wetenskap agter dit, maar ons is wel slim, so dis okay. Mos, nou ja, sê mos, my gat is. Okay, so jou verhouding is altyd 2 tot 1. Dis al wat jy hoef te onthou. 2 tot 1. So hierso het ek nou 250 gram meel. So hoeveel? 125 gram botter dan. 125 gram botter. En wat so lekker van hierdie is dit kan soet of sout wees. So vandag maak ons 'n sout broskorsdeeg, maar as jy wil dit mense dan gebruik vir 'n quiche of 'n ding. 'n quiche, 'n paai, 'n handpaadjie, wat ook al jou hart begeer. Of dan nou vir 'n yskastert of 'n melktert, is dit te soete. Ja. Jy kan ook croutons met hierdie maak. So ons almal ken die croutons met die brood, maar as jy hierdie uitrol en jy sny dit in blokkies en jy bak dit, dan het jy ietsie lekker vir jou slaai ook. So, en vir jou sop. En die ding is hierdie is net die basiese een. So jy kan hom vat en jy kan hom verander. Jy kan kaas bysit, jy kan vars kruie bysit, jy kan peper bysit. So dit is so lekker ding. As jy hom soet wil hê, kan jy of gewone suiker bysit of jy kan 'n bietjie icing sugar bysit om hom net bietjie soeter te maak. Okay. Ja, so 2 tot 1. 2 tot 1. So 2 meel tot 1 vet. Moet jy sout ingooi as jy soet hier maak ook? Jy moet altyd sout ingooi. So wat sout doen in 'n gereg is dit enhances die flavor. So omdat ons nou baie Engels. Ja, sorry, ek is baie jammer. Ek kon nou nie dink aan wat enhances in Afrikaans nie. Ja. So sout in jou soet disse, sout in jou sout disse altyd. Nou, doen nou. Okay, so nou meng ek 'n bietjie daai sout en nou gaan ons vet vat en nou die tegniek wat ons hier gaan doen is ons gaan dit in krummel. So krummel beteken dat ons hom gaan vat, ons gaan hom opleg en ons gaan net dit doen. En weet jy wat se tekstuur ons voorsoek? 'n vrummelrige tekstuur. Nee, 'n krummel tekstuur. Soos krummels. Soos dink aan ons is nou op vakansie, nê? Jy lê daar op die strand, jy sit jou voete daar in die sand en jy voel die sand. Hoe voel die sand? Sanderig. Sanderig, okay? Ja. Hoe lyk die sand? Soos sand. Soos sand. Okay. Ja, jy moet staan ek sê baie ja. Ek sê jy meer 'n bosveld mens. Nee, ek kan nie see sterk. Maar krummels is ook die naam van Niels Holgersson se hamster as ek nie mis. Okay, hoopelik lyk dit nie. So as jy sê krummels, dan dink ek dadelik aan daai grys hamstertjie met die groot voortand. So hierdie mengels, ons krummel die botter nou net in en hier kan jy sien dit begin lyk soos jou sandkorreltjies. Okay. So nou die hele ding met hierdie is as jy dink aan as ons brood maak, nê? Ons knie ons brood want ons wil hê daai gluten moet ontwikkel. Want dit maak dat dit lekker sterk is. Maar as jy dink aan 'n brosdeeg, jy wil hê dit moet uitmekaar uitval. Ja. So jy wil glad nie hierdie gluten ontwikkel nie. So jy gaan dit nie knie nie. Glad nie knie nie. So jy wil hê dit moet uitmekaar uitval. Maar my handjies gaan bietjie afvee. So wat ons nou gaan doen is nou gaan jy net bietjie water vat en jy wil nie hê die deeg moet stikkie wees nie. So jy gaan net 'n klein bietjie water hier oor gooi. En hier is nou nie hoeveel hierdie is nou met die oog. Kyk. En met die hande. Ek sê altyd jy bak daar is 'n wetenskap met bak, maar jy moet ook weet hoe goeders lyk. Jy moet weet hoe goeders voel. Dis hoekom ek sê, jy kan die resep volg of jy kan onthou dat dit 'n verhouding is, 2 tot 1. 2 tot 1 en so 'n bietjie water wanneer jy dit nodig het. Ek gaan nog 'n klein bietjie watertjies bygooi. Ek gaan jou nou wys hoekom. Okay, nou meng ek hom net. Sien jy, ek knie hom nie eintlik nie. Ek vat net my vingerpunte en ek meng daai water.
Okay. En as hy nou so 'n bietjie dikker begin lyk, as jy sien ons kan hom begin in mekaar indruk. Dan frummel jy hom lekker. Ja, so nou wat ek net gaan doen is ek gaan hom net vat en ek gaan hom net liggies begin druk. Okay. Want jy wil so min as moontlik hierdie deeg werk, want ons wil hê die deeg moet op die einde van die dag moet hy uitmekaar uitval. En hoekom ons die botter inkrummel is dit help met daai die krummeltekstuur. So nou dink net as jy hom bak dan het jy hierdie stukkies botter tussenin wat smelt en dan krummel hy. En toe nou, as jy nou daar taas, dan lyk hy soos daai ding daar. Ja, okay. So wil jy hierdie vir ons net bymekaar druk, leggies dan sal ek slank tot die volgende stapie gaan. So, dit is hoe hy gaan lyk op die einde. Jy gaan hom net mooi bymekaar beweeg en dan wil jy hê dit moet rus. Dit moet vir ten minste 20 minute in die yskas rus want ons wil hê daai botter moet nou weer hard word. Okay, so. Ek het 'n klein bietjie meel hierso wat ek net op my tafel gaan gooi. En dan net 'n bietjie bo-oor. Nou as ek begin uitrol, gaan ek hom eers net 'n bietjie druk. Kan jy sien hoe lekker breek hy uitmekaar? Omdat hy bros is. As hy breek, dit is okay, dis wat ons wil hê. Okay, maar ek wil nie te ver hier met Peter nie, want anders gaan die ding ook geknie raak. Dis fyn. Kyk dan, hy's mooi bymekaar. Dis bymekaar genoeg. Ja, dis ek kan bietjie meer, maar dis okay. Vir die TV is dit fyn. Okay, ek sit bang ek maak broodjie, ja. So ek het hom nou net afgedruk en dan sien jy ek beweeg hom net. Jy wil altyd net seker maak jy beweeg hom dat hy nie vasplak. Genoeg meel onder aan jou tafel nie. Ja. Okay. So daar sit ek hom net weer afgedruk, beweeg hom en nou gaan ek begin rol. En dis al wat mense doen om hom voor te berei vir 'n pan. Jy rol hom met lekker plat en dan ja, en ek gaan nou wys hoe om oepsie. Ons tyd is amper verby, so jy moet nou wys dat dit bars. So ek rol vinnig. Okay, en as jy hom mooi plat gerol het, onthou om net te kyk dat hy nie vasplak aan die tafel het iemand jou gefast forward, want dit lyk asof laat my dink aan 'n ou videotape. Jy moet 'n timer hierso hê wat afgaan. Okay, nou wil jy hom lekker dun hê. Myne is nog 'n klein bietjie dik, maar net vir hierdie geval wat ek net vir televisiedoeleindes. So nou tel ek hom op. Ja. So jy wil nie hierdie nou gebruik as 'n koekiekatter en hom afdruk nie. Wat jy wil doen is nee, van dan gaan hy afsak. So wat jy wil doen is jy wil hom oplig, gaan druk jy hom teen die kante. O, hy moet vas wees aan die kante. Druk teen die kante. Oplig, druk. Vir die van julle daar buite wat konnoisseurs is, natuurlik soos hy gesê het, sy is nou 'n bietjie haastig, so daarom is hy nie heeltemal so plat soos wat ons wil hê moet wees nie. Hy is effens dikkerder. En sien jy ek druk hom eers hierso mooi teen die kante. Ja. En eers as hy mooi teen die kante is, nê, dan kan jy hom afbreek. So maklik is dit. En dan as jy hierdie nou gaan bak met 'n vulsel, dan wil jy eers hierdie blind bake, so dit beteken jy sit 'n gewig op hom. Maar voordat jy dit doen, wil jy hom eers druk met 'n vurk. Sodat as hy vog kry onder laat hy nie oppop nie. Ja, dit is vir die stoom. So as daar baie stoom is, dan gaan hy begin opblaas en dit help dat daai stoom kan ontsnap en die gewigte hou hom plat. En plan, wat is die gewig wat jy moet opsit? Wat is so, jy kan ek gebruik dit rys by my huis. Rys. Ek sit bakpapier, rys. As jy boontjies het, gooi jy boontjies. As jy baking whites het, dan gebruik dit. Wow. Ja. Dit is nooit te oud om te leer nie. Alhoewel ek al iets baie oud is. Baie dankie sê Renate van der Berg Lord. Plezier. Ek gaan hierdie vir jou gee om terug te vat huis toe. As my vrou hier in die hande kry, is ek in die moeilikheid. Dankie. Dis sê Renate van der Berg Lord met 'n broskors par excellence. Jy kan hom sout maak en soet. Ja. Solank jy net jou verhoudings onthou. 1 tot 2. Jy sien, ek het geleer. Ons is nou weer terug. Bye.